Tessalonisense 2 vers 1 tot 17, die wederkoms van Christus sal vooraf gegaan word deur die openbaring van die Antichrist. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die aanval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid, maar ons moet God altyd oor julle dank. Broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons, en mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons liefgehad het en ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke.